29 Februarie. Beloftes aan almal wat Gods wet van liefde onderhou. Dit sal ons geregtigheid wees. En dit sal geregtigheid vir ons wees, as ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou voor die aangesig van die Here, ons God, soos hy ons beveel het. Deuteronomie 6 vers 25. 'n Mens vind sy geluk in gehoorsaamheid aan die wette van God. Deur gehoorsaamheid aan Gods wet word hy soos deur 'n heining omring en van die kwaad bewaar. Aan alle kante hoor mense die versoeker sê dat dit nie meer van u verwag word om die wet van God te onderhou nie. Dit is 'n plan van die Satan. God het 'n wet en mense moet dit onderhou. As hulle hierdie reëls verontagsaam, sal hulle nie daardie volmaaktheid van karakter hê wat nodig is om lede van die koninklike gesin te word nie. Want God het hierdie 10 heilige reëls op kliptafels geskrywe en hulle in sy verbondsark bewaar. Die bedekking van hierdie ark word die versoendeksel genoem, om te toon dat hoewel oortredinge van die wet met die dood gestraf word, daardeur Jesus Christus genade gekom het om die berouvolle gelowige sondaar te vergewe. Die enigste hoop vir enige mens is in Jesus Christus, wat die kleed van sy geregtigheid gebring het om op die sondaar te plaas wat gewillig is om sy eie vuil klere uit te trek. Niemand word met die rein en heilige kleed bekleed nadat hy deur die poorte van die stad binnegegaan het nie. Almal wat daarin gaan, sal die kleed van Christus se geregtigheid aan hê. Daar sal geen bedekking van sondes en foute wees om 'n misvormde karakter te verberg nie. Geen klere sal half gewas wees nie. Alles sal rein en vlekkeloos wees. Sodra ons in volmaakte gehoorsaamheid aan die wet van God leef, sodra God ons oppergids is en ons aan Christus vasklem as ons hoop op geregtigheid, sal God namens ons werk. Dit is geregtigheid uit geloof. As ons die gebooie van God ywerig bestudeer en beoefen, gaan daar vir ons 'n weg van gemeenskap met die hemel oop. Die gebooie van God onderskei vir ons tussen wat eg en wat vals is. Hierdie gehoorsaamheid bring die wil van God in ons tot stand, en daar verskyn in ons lewens die geregtigheid en volmaaktheid wat in die lewe van Christus gesien is.